Goeiemôre. Welkom by Petersburg se erediens. Mag die Here vanoggend ook opnuut met ons besig wees. Kom ons voorstel. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U kom toe die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here. En van die Heilige Gees. Ek het 'n behoefte dat ons vanoggend met 'n lied begin waarin ons geloof bely dat ons die Here nodig het. Elke dag. Op U verlaat ek my, genadige Heer. Die vrede wat U bring is al wat ek begeer. Ek het U nodig, Here. Daagliks, talle kere, neem U my hand, o Heiland. Ek kom na U. Op U verlaat ek my, bly U tog naby my. Versoekings neem die wyk, as U steeds by my bly. Ek het U nodig, Here. Daagliks, talle kere, neem U my hand, o Heiland. Ek kom na U. U verlaat ek my in vreugde en in pyn. Kom, Here, hou my vas totdat my nood verdwyn. Ek het U nodig, Here. Daagliks, talle kere, neem U my hand, o Heiland. Ek kom na U. Op U verlaat ek my, wys my die regte pad, wat my getrou sal bring tot in die hemelstad. Ek het U nodig, Here. Daagliks, talle keer, neem U my hand, o Heiland. Ek kom na U. Op U verlaat ek my, o Vader, Seun en Gees. Ek kan niks beter vra as naby U te wees. Ek het U nodig, Here. Daagliks, talle kere, neem U my hand, o Heiland. Ek kom na U. Kom ons bid saam. Here God, dit wat ons nou in die woorde van die lied gesê het, is die behoefte van ons hart. Ons het U nodig. Ons het U nodig nou meer as ooit. Here, in hierdie te mekaar tyd, in hierdie onseker tyd met die coronavirus, het ons U nodig. Here, ons het nodig dat ons verby ons self in ons nood kan kyk en vir U kan raak sien. Met U kan praat. Ons het behoefte daaraan, Here, dat ons bewus sal wees van U sorg, ondanks en te midde van en dwars deur alles wat nou verkeerd is in die land en in die wêreld. Ons het U nodig, Here. Daarom is ons nou saam verenig en wil ons harte voor U kom uitstort. Here, wil U vanoggend deur U woord en deur U Gees met ons praat. Hoor ons gebed, Here, as ons dit vra in die naam van U Seun en ons Verlosser,
Jesus Christus. Amen. Ek wil vanoggend weer Psalm 23 as 'n skriflesing gebruik. En Elmien gaan dit weer vir ons lees. Ek lees Psalm 23 uit die Bybel in direkte vertaling. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olyfolie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal bly terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Dit is die woord van die Here. Ek lees weer vers 5. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U ontvang my soos 'n eregas, sê Dawid. Ek word oorlaai met hartlikheid. Die Here se goedheid en guns volg hom al die dae, waar hy ook al heen gaan, wat hy ook al doen. Hy praat van die groen weivelde, die waters van vrede is, die nuwe krag wat die Here vir hom gee, die regte paai wat die Here hom lei. Is dit hoe jy die lewe sal beskryf, as 'n fees? 'n fees van milddadige sorg. Daar is sekerlik baie van ons wat vandag dit kan sê, dat die Here se sorg oorvloedig en milddadig is, maar ek weet ook dat daar ander is wat dit nie vanoggend kan sê nie. Mense wat seer het, mense wat swaar het. Miskien voel jy vanoggend om te sê, ek weet, dis wat die Bybel sê, maar dis nie wat ek beleef nie. Die sorg van die Here is vir my ver, dit voel vir my, of hy net nie meer naby is nie. Maar seker maar oor Dawid 'n man na God se hart is, wat hy dit kon sê, dat die Here vir hom so sorg. Maar vir ons gewone mense, is dit 'n ander storie. Ons het met die harde werklikheid van elke dag se lewe te doen. Ons het met die harde werklikheid van die coronavirus pandemie te doen. Maar en dis belangrik dat ons dit ook sal sien in Dawid se lewe. Dit het nie altyd voor die wind gegaan met Dawid nie. Dink maar aan die jare toe hy gevlug het voor Absalom. Dink maar aan die jare wat daar ellende in sy huis was. Sy seentjie wat hy by Batsheba gehad het, is dood kort na geboorte. Sy oudste seun Amnon verkrag vir Tamar sy halfsuster. En dan gaan Tamar se broer en wreek haar op haar verkrachting en vermoor vir Amnon. Sodat Dawid vir Absalom uit die stad moet verban. Dan kom Absalom in opstand en moet Dawid vlug uit sy geliefde Jerusalem.
Lees hoe hy huil toe Olyfberg op is. En dan ken julle almal die tragiese verhaal van Absalom wat sneuwel in die oorlog wat uitbreek en hoe Dawid sê, Absalom, my seun, ag as ek maar in jou plek kon sterf, Absalom, my seun. 'n absoluut hartverskeurende verhaal. Ons sal onsself bluf as ons dink, alles het altyd voor die wind gegaan met Dawid. En was hy die man na God se hart? En ons lees iets daarvan in hierdie Psalm as hy praat van die donker dieptes, nie waar nie? Daar in vers 4, of soos die ou vertaling gesê, die dal van doodskadewee. Nuwe direkte vertaling sê die donkerste kloof. Hy praat toe van sy teestanders. En tog sê hy, soos ons verlede week gesien het, dat hy niks kort kom nie. Dat hy nie gebrek ly nie, sê die direkte vertaling. Dat die lewe vir hom 'n fees is. Wat was Dawid se geheim? Die geheim van Dawid se vreugde, sy borrelende vreugde en blydskap, dat hy die lewe as 'n fees beleef het, het daar gelê dat Dawid die lewe uit die Here se hand geleef het, en dat hy God se beskikking in sy lewe raak gesien het. Daar is 'n baie treffende voorbeeld hiervan in 1 Samuel 24. Dawid is op vlug vir koning Saul, en dan gaan kruip hy in 'n grot weg, maar Saul kom dan ook grot toe om die grot as 'n toilet te gebruik, en Dawid sluip nader en sny 'n stukkie die punt van Saul se mantel af. En dan as Saul weer uit die grot uitgaan, stap Dawid agterna op 'n veilige afstand en hou die stukkie mantel vir Saul in die lig, dat Saul kan sien, hy was so naby aan die koning, hy kon hom baie maklik doodgemaak het. En hy doen dit nie. En dan sê hy vir Saul, die Here sal reg spreek tussen my en u, en die Here sal my wreek op u, maar ek sal nie teen u wees. Jy sien, Dawid het geweet dat sy lewe in die Here se hand is, dat die Here sorg vir hom, dat die Here kyk na hom. Daarom hoef hy hom nie te bekommer nie, hoef hy hom nie self te wreek nie. Kyk hoe beskryf hy sy lewe, hoe die Here in beheer is van alles in sy lewe. Ek lees weer die Psalm. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie. U is by my. In u hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit. U ontvang my soos 'n eregas. Dawid het iets gesien wat ons dalk miskyk, en dit is dat die Here met hom besig is en dat niks wat met hom gebeur toevallig is nie. Dit beteken nou nie as die Here met jou besig is, gaan als soos jy dit wil hê nie. As die Here met jou besig is, gaan alles nie soos jy dit wil hê nie. Alles gaan soos God dit wil hê. Dis immer sy paaie waarop hy jou lei, nie jou paaie nie. Dis die Here wat die feesmaal voorberei. Hy bepaal die spyskaart. Dit was die Here, nie Dawid nie. En dan wil hy, u lei my op die regte paaie, tot God se eer, nie Dawid se nie. En God se paaie loop nie altyd soos ons dit wil hê nie, soos ons dink dit moet nie. God se paaie loop wel soms deur donker dieptes. Maar Dawid het geweet, dit is God se paaie. En dit is daarom die regte paaie, die pad wat sal uitloop op die hemelstad. En daarin
het hy hom verbly. Dis die rede hoekom Dawid se lewe vir hom soos 'n feesmaal was, omdat die Here in beheer was. Het was hom heerlik om deel te wees van God se wêreld, om te ervaar dat God met hom besig is. Beleef hoe God sorg, en hy was opgewonde om elke dag te sien hoe die pad loop wat die Here hom oplei. Waar het hom sou bring, en daarom voel hy soos 'n eregas, iemand spesiaal. Ons kan amper sê 'n wit broodjie van die Here. Hoe hy met seëning en hartlikheid, goedheid en guns oorlaai word. Hoe dat die Here se guns hom agtervolg. Hy as dit ware nie kan loskom van die Here se goedheid en sorg vir hom. Daar's twee maniere waarop ek en jy na hierdie wêreld kan kyk. Ons kan na die wêreld kyk en oral die sleepsel van die slang raak sien. Kan sien hoe stikkend die wêreld is en mistroostig raak. Of ons kan na die wêreld kyk en sien dit is God se wêreld. Hy is in beheer. Hy kyk na ons. Dis toch God se wêreld nie waar nie. Psalm 24, net die volgende Psalm staan, die aarde en alles daarop behoort aan die Here. Die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Dis God se wêreld. En Jesus het dit ook kom terugkoop, loskoop, uit die kloue van Satan toe hy op Golgotha vir jou en my bevry het. Hierdie wêreld behoort nie aan die duiwel nie, al wil hy dit so graag hê, al wil hy hê, ons moet dit glo. Nee, hierdie wêreld is God se wêreld. Dis wat Dawid raak sien. En daarin verbly hy hom. Daarom is die lewe vir hom 'n fees. Want God is daar. Miskien kyk ons maar net verkeerd. Dan moet ons harder kyk, skerper kyk, dieper kyk, totdat ons vir God in ons lewens raak sien. Totdat jy vir God in jou lewe raak sien, sy hand raak sien, sy sorg raak sien, sy voorsiening op onverwagte maniere. Dan sal jy ook beleef dat die Here jou herder is. Amen. Ek wil nou 'n tydjie vir stil gebed gee waar jy met die Here kan praat. As jou herder. Daar is geleentheid vir stil gebed.
ons bid saam. Dankie, Here, dat ons in U wêreld leef. Ons bely dit, Here, ons glo dit. Al sukkel ons soms om dit te sien. Help ons, Here, om nie te kyk, weer te kyk. En U raak te sien in ons lewe en in ons wêreld. Ons het U so nodig, Here. Wil U vir ons ook in hierdie dae toevou met U sorg, met U liefde. Sodat ons ook in hierdie dag en in hierdie week, in hierdie dae met oorgawe kan leef. En met vreugde die pad kan loop waarop U ons lei. Here, ons bely dat die pad vir ons vreemde kinkels en kronkels het. Nou vir ons pas. Ons bid vir hulle wat swaar het, Here. Hulle wat in hierdie week by 'n graf moet staan. Hulle wat geliefdes in hospitale het. Dalk self in die hospitaal is of moet wees. Ons bid vir die owerhede. Ons bid vir die gesondheidspersoneel. Ons bid vir hulle wat moet sorg dat die land veilig is. Ons bid vir hulle, Here, wat nie kos het. Ons dank U vir so baie wat kos voorsien vir hulle in nood. Here, maak ons U hande en U voete in hierdie wêreld vir hulle wat U nou so nodig het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil afsluit met 'n pragtige beruiming van Psalm 23, lied 577, deur my herder sorg vir my. Die Heer, my herder, sorg vir my. Hy laat my rustig vaar. Langs waters van vrede sal hy my veilig lei. Die Heer gee my weer nuwe krag en hy sal met my gaan. Hy lei my op die regte pad ter ere van sy naam. Al daar donker dieptes voor, hoef ek nie te vrees, want U is by my. In U hand sal ek steeds veilig wees. U maak vir my 'n fees gereed terwyl my vyand kyk. U maak van my 'n eregas. U maak my lewe ryk. Net goedheid, liefde, lewenslang gee U, o Heer, vir my. By U is ek tuis, en in U huis sal ek vir ewig bly. Ontvang nou die seën van die Here en leef vanuit sy liefdevolle, sorgende goedheid en guns. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, ons voorspraak, bly by jou, ook in hierdie dag.